Goeiemôre en baie welkom by vanoggend se erediens hier op YouTube. Dit is 'n great geleentheid vanoggend. Dit is Palm Sondag. Dit is 'n gevoel van feesviering en van vreugde. En dit is my 'n voorreg om op so 'n manier ook by julle en saam met julle te kan wees vanoggend met hierdie opname. Ek wil ons aanvangswoord lees uit Jesaja 9. As ek kies tog vers 5. Dit is 'n bekende vers, ons lees dit gewoonlik in Kerstyd maar ek dink op 'n manier is dit moontlik belangrik vir ons vanoggend. Want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee. Die heerskappy is op sy skouer, hy word genoem wonderbare raadgewer, magtige God, ewige Vader, vredevors. Genade en vrede vir julle en my wens vir julle is ook vandag dat julle iets van God se genade en God se vrede sal ervaar. Ek wil begin deur vir ons 'n gedig te lees van 'n Afrikaanse digter en 'n Oosters-ortodokse priester, Suid-Afrikaanse priester. Hy bedien in Randburg, Springs, Brakpan. Sy naam is Jacobus van der Riet, uit 'n wonderlike gedig geskryf en gepubliseer in 2015 met die titel Palm Sondag. Klaptong klop die donkie se hoewe op die kei, waar die gesalfde stamp dwars op sy rug, in deur die goue sandsteenpoort van Jerusalem ry. Die klippe basyn dit geluidloos in klippetaal uit, al pruil die fariseërs weer stroef afkeurig en stig. Ook kinders en eenvoudiges sing oproerig en luid. Geseënd is hy wat kom in die naam van die Heer, wat sy kleed in wyn, sy gewaad in druiwebloed was, wat duiweverkopers en wisselaars uit die tempel weer. 'n Esel staan in die pad en bepeins weer die dag. Hoe onverwags sag, hoe onbeskryflik lig tog die las. Hoe onvergeetlik daardie geseënde, godsalige vrag. Streel ek sy kakebeen en ore, gewaar ek wolkies stof en onmiskenbaar die droesem donker kruis oor sy skof. Ek gaan vir ons tekste vanoggend lees. Dis een van ons leesroostertekste vir hierdie Sondag. Is die 6de Sondag in Lydenstyd, Sondag voor die Paasnaweek wat voorlê, Goeie Vrydag en Paasondag. En ons teks kom uit Matteus 21. Ek gaan vir ons verse 1 tot 11 lees in die 2020 vertaling. Die opskrif daar is die intog in Jerusalem. Toe hulle Jerusalem nader en by Bethfage teen die Olyfberg kom, stuur Jesus 2 disippels met die opdrag: Gaan na die dorpie daar voor julle en julle sal dadelik 'n vasgemaakte donkie vind met 'n vul by haar. Maak haar los en bring hulle vir my. En as iemand vir julle iets sê, moet julle antwoord: Die Here het hulle nodig. Dan sal hy hulle dadelik laat gaan. Dit het gebeur, sodat vervul sou word wat deur die profeet gesê is: Sê vir die dogter van Sion, kyk, jou koning kom na jou toe. Hy is sagmoedig en hy sit op 'n donkie, en op 'n jong donkie, die vul van 'n pakdier. Die disippels het vertrek en gemaak soos Jesus hulle beveel het. Hulle het die donkie en die vul geneem, boklere op hulle neergesit, en hy het daarop gaan sit. Die groot skare het hulle boklere op die pad oopgesprei, en ander weer het takke van die bome afgekap en op die pad oopgesprei. Die skare wat voor hom uitgeloop en die wat gevolg het uitgeroep: Hosanna vir die seun van Dawid. Geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. Hosanna in die hoogste. Toe hy Jerusalem binnegaan, was die hele stad in rep en roer, en hulle het gevra: Wie is hierdie man? Die skare het gesê: Dit is die profeet Jesus, die een van Nasaret in Galilea. Tot sover. Ek het so 'n tydjie terug het ek 'n vredesverslag gelees, die Kopenhagen Vredesverslag van 2025, die nuwe een is nog nie uit nie, waarin hulle 'n soort van oorsig gee oor gewapende konflikte in die wêreld. So hierdie is die data van verlede jaar, maar op daai punt was daar 56 gewapende konflikte en 11 oorloë, of waarvan 11 oorloë is wat gewoed het. En ek dink dit was
voor die uitbreek van die oorlog in Iran. Die verslag kom tot die slotsom dat hulle sê dit is die meeste gewapende oorlog sedert die Tweede Wêreldoorlog wat tans woed. Ek dink baie keer wanneer ons Palmsondag vier in die kerk en ons soos die mense in hierdie teks en ook die kinders in die volgende perikoop in die tempel sing Hosanna, dat as ons net sou fokus op die vreugde en op die uitbundigheid in hierdie teks, ons iets dieper sou mis in terme van hoe Jesus Christus uitgebeeld word en hoe die vroeë kerk wie Christus is, die skare se vraag, wie is hierdie man, sou bely, hoe hulle hierdie vraag sou antwoord. So, mense van my generasie sou sê, hier's 'n festive vibe in hierdie teks, so is 'n gevoel van vreugde, van feesviering, miskien die gevoel dat daar vir oulaas 'n partytjie plaasvind voor die groot gebeure van Paasnaweek, want minder as 'n week later word Jesus Christus gekruisig. En tog is daar, ek dink, in hierdie verhaal ook donker ondertone te bespeer. As mens dit fyn lees, dit sou misleidend wees om te dink dat hier net 'n soort van oppervlakkige gelukkigheid hier dit self uitspeel. Dit was my interessant gewees om te kyk net weer na die betekenis van Hosanna, wat hier ontleen is aan Psalm 118, wat oorspronklik 'n gebed was, wat beteken het, red of verlos ons tog. So die soort van gevoel van ons is diegene wat in nood verkeer. Ons hierdie hulp van 'n verlosser nodig, is hier dink ek baie belangrik. Die skare is natuurlik hier ook nie baie betroubaar nie, want dieselfde skare wat hier positief reageer op Jesus, ten minste diegene wat Jesus volg en Jesus vooruitgaan in die stad Jerusalem in, is dieselfde skare wat later sou skree, kruisig hom. So indien 'n mens hierdie ontvangs van Christus sou meet aan mense se gevoel of reaksie of resepsie, dink ek is daar so iets van 'n uitdaging of 'n probleem eintlik daaraan, want hulle reageer eintlik op 'n diep menslike manier. Ons is diegene wat ook nie konsekwent is altyd nie, wat Christus as Heer bely en ook Christus as Heer by tye verraai. En ek dink iets hiervan sien ons in hierdie verhaal, dat later dieselfde skare sou kies nie vir vrede nie en nie vir die vredevors nie, maar eerder vir geweld. En dit sluit Christus se eie disippels in. Ons kan dink aan Simon Petrus wat die oor van die soldaat afkap, wat Jesus dan ook genees. So 'n baie duidelike gevoel of 'n spanning hier minstens tussen geweld en vrede. Ek dink dis belangrik om hier te vra, wat gebeur hier? So ons weet, ons lees hier van Jesus se intog in Jerusalem op die rug van 'n donkie. Dit is my interessant geweest om te sien dat daar 5 verwysings is in die Nuwe Testament na 'n donkie. Natuurlik in die Ou Testament het ons wonderlike verhale soos die verhaal van die donkie van Bileam, maar 3 van die verwysings in die Nuwe Testament kom uit hierdie teksgedeelte. Die donkies was 'n teken van nederige diens, van geduldige uithou vermoë en van verbondseëninge. En so was ook op 'n manier 'n simbool van meer as net wat en wie hulle self was. Dis opvallend, dit is iets wat ons elke Palmsondag vir mekaar sê, dat Christus nie hier op 'n oorlogsperd, op 'n hings Jerusalem binne ry soos 'n oorwinnaar nie, indien dit die beeld sou wees, of die image sou wees waarvoor hy gaan nie, maar eerder op 'n donkie wat 'n ander sein stuur, 'n ander boodskap uitstuur, 'n ander verstaan van mag en van Godsmag kommunikeer ook aan die skare. Dit herinner hierdie teksgedeelte aan die koninklike intog van Salomo, wat natuurlik letterlik die seun van Dawid was, wat ook 'n beskrywing is wat hier gebruik word vir Christus. So ons kan dink aan byvoorbeeld 1 Konings 1 vers 32. Maar vir Matteus is ook die reaksie van die skare baie belangrik hier. Ons sien dat hy byvoorbeeld reg deur die evangelies ekstra verwysings na die skare invoeg. So een persoon sê ten minste 17 ekstra verwysings as mense dit vergelyk met die ander evangelies. En duidelik is Christus 'n publieke figuur, so dit is baie duidelik, maar ook hoe mense reageer, veral in groepe op Christus, is vir hierdie evangelieskrywers belangrik en kommunikeer iets van ons menswees, van hoe die kerk lyk moontlik, maar ook
nie net die goeie van mens wees nie, ook soms ons donker kante. Ek dink 'n kernvraag in hierdie teks, en dit is ook die tema van my preek, is die vraag wat ek dink uit vers 10 uitkom, as ek dit nie mis het nie, wie is hierdie man? Dit is die inwoners, die burgers van Jerusalem wat hierdie vraag vra. Ons lees in hierdie teks, of ons kom dit te, dat hier 'n skeptisisme minstens is, maar waarskynlik baie sterker nog 'n soort ontsteltenis onder die inwoners van Jerusalem oor Christus. Ons lees daarvan in vers 10, maar ons moet ook herinner word daaraan dat hierdie vrees, dat hierdie letterlik dat hulle geskit is, dit al reeds iets is waarvan ons lees in hoofstuk 2, vers 3, dat al reeds met die geboorte van Christus, nie net die koning Herodes wat die babatjie sou vermoor nie, maar ook die stad Jerusalem geskit sou wees deur die vrae en die getuienis van die sterkykers. So van begin tot einde, van die begin van Christus se lewe, van sy geboorte tot hier amper in die einde, veroorsaak Christus se teenwoordigheid veral in die stad Jerusalem, die stad van vrede, 'n opskudding. Mense is in rep en roer. Hierdie vraag is ook interessant en ek dink belangrik, omdat dit nie net die vraag is van die inwoners van Jerusalem nie, maar ook Christus se eie vraag ego. Ons kan dink aan hoofstuk 16, byvoorbeeld, sy vraag aan die disippels in vers 16 vers 13, wie sê die mense is ek? So wat is die soort van populêre beskouing of mening oor wie ek is, of indruk wat geskep word, en dan direk daarna die vraag, wie sê julle is ek? En daarop volg natuurlik Petrus se geloofsbelijdenis in so die vraag is in vers 15 van hoofstuk 16. So, heeltyd hierdie soort van worsteling ook in die Hebreër evangelie rondom wie Christus is, die identiteit van Christus. Ons sou kon dink aan die teoloog, die Duitse teoloog Dietrich Bonhoeffer se vraag, wat ook hierdie vraag optel, wie is Jesus Christus vir ons vandag? En op 'n manier is dit die vraag wat by ons bly, wat ons hond vanuit hierdie teks. Die teks gee natuurlik 'n eie antwoord hierop, en ek dink dit is belangrik om daarna te kyk. Die teks se eie antwoord is 'n aanhaling van 'n paar of sekere Ou Testamentiese tekste, veral uit die profetiese literatuur, so Sagaria 9 vers 9, jou koning kom na jou toe, so Christus is die koning. Jesaja 62 vers 11, jou verlosser kom na jou toe, so Christus is die verlosser, wat natuurlik ook die sinspeling is wat ons by Hosanna teekom. So ons lees van Christus die koning, vers 5, jou koning, Jerusalem se koning. Ons lees in vers 5, Christus is sagmoedig, hy sit op 'n paktier, ook vers 5. Ons lees by vers 9, Christus is die seun van Dawid, vers 11, 'n profeet van Nasaret, is die antwoord wat die skares gee, en diegene in Jerusalem spesifiek. Christus se eie beskrywing van homself is die Here, en die Griekse woord wat gebruik word is die van Kyrios, wat natuurlik 'n baie ou Christelike belydenis is aangaande wie Christus is. So verskillende antwoorde wat ons net in hierdie 11 verse alreeds teekom op hierdie vraag. Teks antwoord hierdie vraag op verskillende maniere vanuit die monde van verskillende karakters, insluitend Christus self. Een van die, ek dink, belangrike lyne wat hier opgetel word, is die lyn van vrede. En op 'n manier die afstand doen doelbewus van geweld, van oorwinning, van 'n soort van beskouing van mag wat baie natuurlik sou wees binne die konteks van die dag. Dat mag is diegene wat sterk is, wat ook geweld kan aangaan, wat 'n soort van konflik of 'n oorlog kan wen. So 'n totale ander beeld van hoe die koninklike mag van die seun van Dawid lyk, die Messias van Israel lyk. Dit is 'n sagmoedige mag. Dit is die mag, skryf een persoon, van 'n man wat gekruisig word, die een wat God en mens is. So Jesus die sagmoedige is die beeld wat ons hier teekom. Ons sien dat Jesus homself sagmoedig noem, sagmoedig en nederig, om spesifiek te wees. Vroeër in die evangelie in Matteus 11 vers 29. So alreeds hier berei Christus sy disippels daarop voor, dat hy nie 'n soort van revolusionêre figuur is, of ten minste nie op die maniere wat hulle sou verkies nie.
En dit sou 'n uitdaging wees, want onder sy disippels se geleedere sou byvoorbeeld Judas Iskariot wees, wat sommige sê 'n soort siloot was, 'n ywerraar, maar ook Simon wat genoem is die Kanadees, maar ook die siloot en die ywerraar. So hulle wat deel was van 'n meer gewelddadige opstand teen die Romeinse owerhede van die dag en wat van Christus verwag het om aan daardie verwagting te voldoen, dat Christus die Messias moes wees wat uiteindelik Rome en die mag van Rome moes oorwin. Maar nie net is Christus self die sagmoedige, die vredevors, lees ons in Jesaja 9 vers 5 nie, wat ons aanvangswoord is. Jesus seën ook die sagmoediges. Ons lees in Matteus 5 vers 5 uit die bergrede, dat die sagmoediges die aarde sal beerwe. So hier kom ons die vredevors teë, wat die stad van vrede, Jerusalem, binnetree. En eintlik op 'n manier herinner aan haar eie diepste identiteit. Maar minder as 'n week later word Christus self gekruisig. Een persoon skryf, ek het nogal baie van die beskrywing gehou, hulle sê dat die skare, en dit sluit die disippels in, hulle teologie is korrek, maar Christus is nie die verlosser wat hulle wou hê nie. Hy is nie die een wat hulle eintlik wou hê nie. Die goeie nuus van die evangelie is nie die goeie nuus wat hulle wou hoor nie. Want hierdie is 'n goeie nuus van 'n God wat sterf aan die kruis, wat oorwin word deur die magte van die dag, wat verwerp word deur die skares en wat in nederigheid en sagmoedigheid uiteindelik sy koningskap vestig. En dieselfde kommentator skryf vir my nogal 'n mooi beeld, sê they have all of the notes and none of the music. So hulle is so korrek, maar hulle verstaan eintlik niks. Die boodskap van Christus, die lewe, die teenwoordigheid van Christus het hulle lewe nie deurweek nie. Hulle verstaan iets van hom as 'n profeet, moontlik selfs as koning en Messias, maar verstaan nie eintlik wat dit beteken nie, die implikasies prakties vir hulle self en vir hulle geliefde stad Jerusalem nie. So die mag, die beeld van Christus as koning is 'n totaal ander beeld as wat baie ook van sy eie volgelinge sou wou hê. Uiteindelik is dit 'n beeld wat vrede vestig, in sagmoedigheid, in weerloosheid en in nederigheid, eerder as in oorwinning en in brute krag. Ek dink nogal dit is belangrik, ek het begin deur te verwys na die Kopenhagen Vredesverslag, en ons is in 'n uitdagende tyd in die wêreld. Dit sou maklik wees om op Palmsondag net te fokus op ons eie soort van gevoel van goed voel, net op 'n soort van oppervlakkige vreugde. Maar hierdie teks, dink ek, is ingrypend as ons sou dink oor die implikasies vir hoe die kerk moet dink en moet praat oor vrede, veral in 'n tyd van oorlog. Die Switserse teoloog Karl Barth sou baie krities wees oor enigeen wat oorlog sou ondersteun. Hy sou oorlog in effek as massamoord beskryf in sy kerklike dogmatiek. Hy sou sê war is ugly. En sou 'n klomp goed daarmee saam sê. Hy sou dit so sterk stel deur te sê dat oorlog self strenger as ander etiese kwessies behoort te word. Insluitend sou hy sê uitdruklik abortus en selfdood. En die rede vir hom is, hy hanteer dit in 'n soort van interpretasie van die 6de gebod dat ons nie moet doodmaak nie. Maar hy sê die probleem met oorlog is, dit is nie net 'n verbreeking van die 6de gebod nie. Feitelik elke gebod word verbreek volgens hom. Dit is nie normaal nie, oorlog. Dit is nie 'n gegewe nie. Dit behoort die heel laaste uitweg te wees. En dan fokus hy op die kerk en hy sê in die kerk behoort daar wat hy noem 'n horror of war gekultiveer te word. Ek dink op Palmsondag en veral soort van in die tyd waarin ons leef, in die beelde en die nuus oor oorlog waarmee ons gekonfronteer word, ook wetende dat ons op 'n tyd en in 'n jaar leef waar die risiko van 'n selfs groter oorlog wat kan uitbreek baie soort van reël is en teenwoordig is, kan hierdie teks ons dalk juis help. Ons as kerk, ons as Christene, as 'n troos uiteraard, maar ook as 'n rigtingaanwyser vir
hoe ons osself behoort te posisioneer. Die teoloog, Suid-Afrikaanse teoloog Denise Ackerman sou sê, nie net in die groot goed en hierdie groot vrae waar in ons baie keer magteloos voel, dat ons voel ons kan self dalk nou nie 'n verandering daaraan bring nie, maar ook in die klein goed. Bring ons belydenis dat Christus die man op die geleende donkie is, dit is die titel van 'n boek wat sy gepubliseer het, behoort ons ook te help om ander soort van dissiplines of deugde aan te leer en in te oefen. En so sy sou in haar boek ons aan van hierdie dissiplines herinner. Sy self werk met 7 dissiplines. Sy sou sê deel van die uitdaging vir ons wat sagmoedigheid, nederigheid en selfs magteloosheid en weerloosheid, om dit te kan omarm. Vra van ons, sê sy eerstens, om teenstrydighede te kan omarm, om daardie vermoë aktief in onsself en in ander te kultiveer. Sy sê tweedens, om in heiligheid in te leef in die alledaagse, om elke dag se lewe op 'n manier dit op te soek en uit te soek, geleenthede om ons heiligheid in en uit te leef. Om ons vryheid te vind, te ontdek of miskien te herontdek, sê sy derdens. Vierdens, dat ons met aandag luister, iets wat ek dink besonder moeilik is in 'n tyd van skerms, dat ons met onderskeiding, met fyn aanvoeling en met aandag na mekaar kan luister. Vyftens, natuurlik dat ons dankbaarheid uitleef, en dit is natuurlik een van die kerngoed wat mense wat skryf oor florering uitlig, is die dissipline van dankbaarheid, om die klein vreugdes en die klein genades ook te kan raak sien in ons lewens. Sestens, sê sy, om te weet wanneer genoeg is en om grense te kan instel, om te sê ek kan nie meer gee nie. Dit is wat ek kan bied, maar niks meer nie. Sê sy is baie belangrik. En laastens sê sy om 'n sin vir humor te behou, om te kan lag. Hierdie soort van wat sy noem gewone seëninge of gewone deugdes is haar raad vir mense wat 'n verantwoordelikheid het in opsigte van die groot uitdagings in die lewe, vir ons uitdagings om diegene te wees wat aan die kant van vrede staan, maar ook in miskien ons soms meer uitdagende persoonlike, individuele, elkedagse lewens, vra, verhoudings by die werk en die huis. En dink ek is hierdie goeie riglyne wat sy, of wenke wat sy vir ons gee, wat moontlik goed is waarop ons kan fokus en waar ons kan groei. En iets van die sagmoedigheid, van die sagmoedige Heer, miskien selfs die vrede, so moeilik wat dit is, van die vredevors kan leer uitleef. Ek wil 'n paar oomblikke van stilte gee en dan gaan ek vir ons 'n kort gebed doen. Here, op Palmsondag word ons opnuut herinner daaraan dat U die vredevors is en dat U geskenk van genade, geskenk van weerloosheid en van nederigheid en van sagtheid is. Dit is soms moeilik om dit uit te leef, ook in die kerk. Dit is baie keer baie makliker om met mag en met krag, miskien selfs 'n vorm van geweld, ons wil en ons sin vir wat ons dink reg is af te dwing. Maar Here, wil U op hierdie dag ons omvorm en herinner daaraan dat hierdie eintlik buite ons hande lê, dat ons geroep word om ander soort mense te wees in die wêreld, wat nie noodwendig gewild is nie, maar wat nog steeds die roeping is wat voor ons as disippels gelê word. Here, dankie dat ons kan weet, bo alle twyfel heen, dat U die God is wat ons nie alleen laat nie, dat ons getroos word en is deur die vredesvors.
wat selfs wanneer dit voel asof die groot goed in die wêreld, gerugte oorlog en gerugte van oorlog, die oorhand kry, dat dit die realiteit is, dat ons weet en ons glo en ons bely Christus, die vredevors, regeer. En dit is ook die goeie nuus van die evangelie. Amen. Ek wil as 'n seën juis Jesus se woorde, sy eie woorde in Matteus 5 vers 5 vir die bergrede dan ook as 'n seën soort van voorles en met julle deel. Gelukkig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde erf. Amen. Jesus kom na Jerusalem toe, sing Hosanna. Baie mense by die fees hoor, hy kom hier na toe. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna, loof die Heer. Sing Hosanna, loof die Heer. Jesus kom na Jerusalem toe, sing Hosanna. Palmtakke in die hand, gaan hom tegemoet. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna, loof die Heer. Sing Hosanna, loof die Heer. Jesus kom na Jerusalem toe, sing Hosanna. Op 'n donkie ry die Heer, terwyl die mense roep. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna, loof die Heer. Sing Hosanna, loof die Heer. Sing Hosanna, loof die Heer. Graag wil ons vanoggend baie geluk sê aan Zenay Els en Chris Tron wat vandag verjaar. Ons wens ook almal wat in die komende week verjaar 'n baie geseënde en vreugdevolle nuwe lewensjaar toe. Ons neem hierdie week afskeid by die kerkkantoor van Rina. Sy was vir die afgelope 8 jaar verantwoordelik vir die ontvangs, asook vir die barmhartigheidsbediening, of soos ons dit ken, die B-aksie. Rina, baie dankie vir jou getroue diens, jou omgee en die verskil wat jy gemaak het. Ons gaan jou opreg mis. Maart se B-aksie tema is mense met gestremthede en spesiale behoeftes. Daarom samel ons gedurende Maart toiletware, beddegoed, handdoeke en grootmensdoeke in vir Huis Horison. Die deuroffer sluit aan by die tema en gaan aan Jan Kriel Instituut, Huis Horison, Innovation for the Blind, Alta de Tooi Nasorg en Parel Skool. Christus is die Heer, daarom wil ons mekaar
en verhoudinge opbou, om so sy groot opdrag uit te leef. Geroep, gewillig, gestuur.